Ek weet nie of julle al op 'n kol in julle lewens reg gestaan het vir 'n geveg nie, reg om te veg. Jy moet na die ou van binnelandse sake toe gaan om jou burgerskap op te neem. Of jy moet 'n lisensie gaan uitneem namens iemand wat dit nie kan doen nie, wat in die buiteland is of iets soos dit. En dan kom jy met al daai dokumente en jou oë sommer hard vir hierdie ou en jy's reg om te veg. Dikwels wanneer ons die Here nader, as ons nie reg om te veg nie, maar ons is reg om te verdedig. Wie is ek? Wat maak my werd? Wat maak my waardig om die Here te nader? Om te mag sing en te loof en te prys, om te mag bid tot die Here. En as ons reg dat die geveg van sy kant af kom, as hy eers daai leer gaan uithaal, goed, kom ons kyk gou, waar was jy gewees, Oktober die 12de? Maar dan verskyn Jesus in die midde van sy disippels na sy opstanding met die woorde, genade en vrede vir julle. Amen. Ek wil graag 'n teks saam met julle lees vanmôre en ek wil doelbewus vra dat julle nie saam met my lees nie. Ons gaan nog saam lees, ek beloof dit, maar vir nou wil ek vra dat julle asseblief nie saam met my lees nie. Wat jy wel kan doen is op hierdie stadium, stel jouself in om jou verbeelding te laat werk. Probeer hierdie persoon voor jou sien. Probeer bietjie in die skoene inklim van 'n tyd lank gelede, toe die volgende woorde geuiter is. Julle kan julle oë toemaak, julle kan julle oë oophou, solank julle net elke woord inneem. Ek skreeu geweld, onreg, maar ek kry geen reaksie nie. Ek roep om hulp, maar daar word nie aan my reg gedoen nie. Hy het my pad versper, ek kan nie verder nie. Hy het die donker laat toesak oor my pad. Hy het my eer van my af weggestroop, my aansien van my af weggeneem. Aan alle kante breek hy my af, sodat ek moet sterf. Hy laat my hoop verdwyn, soos 'n boom wat uitgeruk word. Hy laat sy woede teen my losbreek. Hy behandel my as vyand. Sy magte het saam op my afgestorm. Hulle beleer my en omsingel my huis. My broers het hy van my af verwyder. My bloedverwante is van my vervreem. My familie het my verlaat. My bloedverwante het my vergeet. My huismense en my slavinne beskou my as 'n vreemdeling. Ek het vir hulle soos 'n uitlander geword. Ek roep my slaaf, maar hy antwoord nie, selfs al smeek ek hom. My asem walg my vrou, ek ruik sleg vir my eie broers. Selfs kindertjies minag my, as ek wil opstaan, spot hulle my. Al my vertrouelinge verafskie my. Die wat ek liefhet, het teen my gedraai. Ek is net vel en been. Al my tande het uitgeval. Kry my tog jammer, my vriende, kry my tog jammer. Die hand van God het my swaar getref. Waarom vervolg ook julle my, soos God te doen? Kry julle nie genoeg nie? Wat maak ons met 'n teks soos hierdie? Wat maak ons hiermee? Dit is beslis nie die teks wat ons aanstuur vir iemand op 'n WhatsApp groep nie, om te bemoedig nie. Jy sien hierdie woorde, dis die woorde van iemand wat absoluut brul met pyn. Emosionele woorde. Dis die woorde van iemand wat alles verloor het. En dikwels wanneer ons praat oor alles, dan maak ons dit baie klein.
'n kompartement. As jou besigheid gevou het, of ons het alles verloor. Hierdie man het genuine alles verloor. Natuurlik het hy sy welstand verloor. Natuurlik het hy sy status verloor, sy aansien verloor, sy vriende verloor, sy familie verloor. Hierdie kind het ook sy kinders verloor. Hy moes sy eie kinders begrawe. Hierdie man het sy vrou verloor. Sy het vir hom gesê, loop en gaan sit daar en vervloek vir God en sterf net. Dis beter vir jou. Hy het sy gesondheid verloor, hy is siek. Daar's net vel en been oor. Sere oor sy hele lyf. Hy sit daar buite op 'n ashoop, daar in die gemors, vullishope. En hy tel daar 'n stuk van 'n pot op, gebreekte kleipot, en hy gebruik dit om sy swere te krap. Alles verloor. Op hierdie punt, kom ons beweeg net so eentjie terug. En ons praat oor die boeke van die Bybel. Nou die Bybel bestaan uit 'n verskeidenheid literatuurtipe. Daar's verhale, dit is stories en narratiewe, 1 Konings, 2 Konings, 1 Samuel, 2 Samuel, julle kry die idee daarvan. Stories wat vertel word. Ons kry briewe in die Bybel, Galasiërs, Timoteus, Kolossense, Romeine. Ons kry gedigte. Die bekendste voorbeeld daarvan is psalms, ook liedere. Maar so ook kry ons wysheidsliteratuur. En die bekendste wysheidsliteratuur is Spreuke, Prediker en die boek Job. Spreuke, Prediker en Job. Nou wanneer ons hierdie 3 so rug aan rug lees, dan is dit amper asof hierdie 3 boeke, hierdie 3 stukke wysheidsliteratuur op 'n wonderbaarlike maar uitdagende manier met mekaar praat. Ons begin met Spreuke. En Spreuke laat dit tot 'n mate redelik eenvoudig klink. Wysheid, om wysheid te kry, dit is om die Here te dien. In verhouding met hom kry ons wysheid. Leef naby aan die Here, en die Here gee vir jou wysheid. Spreuke maak ook die punt dat doen dit en dit gaan sleg, doen hierdie en dit gaan goed. As jy dit doen, dan gaan jy hierdie gevolge dra. As jy hierdie goeie keuse maak, gaan dit weer goed gaan. Dis amper asof Spreuke vir ons nalaat met hierdie idee goed. Dis baie maklik om die voorspoed te beleef. Doen die goeie dinge en God seën dit en God gee vir jou meer. Doen die slegte dinge en God straf jou en God vat weg. En terwyl Spreuke nou nog besig is om te praat, ek wil dit nou uitbeeld soos 3 persone wat 'n gesprek is met mekaar. Spreuke praat nog en hy stel nog sy saak. Kom Prediker aan. En Prediker is 'n ou man met 'n pyp. En Prediker stap so aan en hy so tjoep stil. En hy vat so diep asem van hierdie pyp en hy blaas die rook. En hy sê alles kom tot niks. Alles kom tot niks. Die woord is hevel. Hevel beteken dis soos rook. Jy sien dit en as jy probeer vasgryp is dit weg. Alles kom tot niks. Vandag is dit so mooi groen in ons land, oormôre is dit droogte. Vandag is jy gesond, spring lewendig, môre is jy siek. Vandag lewe jy en maak jou planne, môre is jy dood. Alles kom tot niks. Wat is die punt? En as hy die stelling maak, alles kom tot niks, is dit asof hy 'n vraagteken ook daar byvoeg. Alles kom tot niks. In ander woorde, waaroor gaan die lewe dan? En natuurlik brei hy dan later uit, waaroor gaan die lewe? Die lank en kort is hoe vas in jou enigste konstante, of in jou enigste absolute, dit wat nie hevel is nie, dit wat nie kan verander nie. En ons weet natuurlik wie hy is, aan wie ons moet vashou. Maar voordat ons daar kom, loop Job in, die 3de persoon. En Job loop verby meneer Spreuke en hy druk hom uit die pad uit en hy loop verby meneer Prediker en hy sê wag net gou. En meneer Job sê vir ons, ek verstaan nie. Dit maak nie vir my sin nie. Meneer Job brul. Ek het alles gedoen wat reg is. My hart is op die regte plek. Ek dien die Here.
Ek het nie gesit in die kring van spotters en goddeloses nie. En kyk wat gebeur met my. Ek verloor alles. Om net te sê alles kom tot niks is nie vir my genoeg nie. Ek soek 'n antwoord, want dit is onbillik en dit is onregverdig. Hierdie man wat op die ashoop sit en sy sere en soere krap met potskerfsels, hierdie man se naam is Job. En die boek Job is werklik 'n verskriklike moeilike boek in die Bybel, maar daar's soveel invalshoeke, soveel fasette. En ons kan dit baie maklik probeer maak. Hier om net te kyk na die begin en die einde en te sê, goed, dit was Job se situasie, dis wat hy wou gehad het, maar dis wat God vir hom gegee het en dit was genoeg. Maar dit is soms belangrik dat ons soos 'n kinders is daar van julle wat baie hou van 'n pizza, self van julle. OK, daar's hom so 'n paar. Dit is soms belangrik dat ons soos 'n pizza skyfie net een van die skyfies uithaal en bietjie fokus en die vraag vra, maar wat is op hierdie skyfie? Wat gebeur hier? Dat ons nie te vinnig aanlees en sê, ja, ons hoor Job se pyn, maar dis OK, kom ons slaan net gou oor, nou, gaan dit beter raak. Bly daar. En ek wil julle uitnooi om hierdie volgende toneel te sien afspeel, terwyl jou eie voete in die as is, van die einste ashoop, waarop Job sit. Beleef wat gebeur hier. Job sit hier, hy kyk in die verte in, hy het vuil klere aan, sy kop is vol as, hy stink, die vlees al om hom. En as jy dink aan die buitekant gaan dit sleg met hom, binne is hy absoluut verwoes, verpletter, sy hart is geskeur. Sy diensknegte, sy familie, sy kinders, almal het omgekom. En terwyl hy op hierdie ashoop sit, kyk ons verby Job en ons kyk so in die verte en ons sien hier kom 3 manne aan. En hierdie 3 manne stap so stadig aan. Hulle is nog ver. En ons sien hoe buig hulle en hulle kyk en hulle sien, maar daar sit 'n ou op die ashoop. En hulle sê waarskynlik vir mekaar, dit is nie Job nie. Nee, ons ken vir Job, hy's nie 'n ou wat op 'n ashoop sit nie. Hy is 'n man wat regop staan en vol selfvertroue. Dis nie Job nie. En soos hulle nader stap, stamp een in die ander een en fluister iets in sy oor en ons vermoed, hy sê vir hom, julle, dit is Job daai. En hulle gaan staan stil. En soos hulle tradisie daai tyd was, skeer hulle bokkleed af. Dis 'n teken van rou. En hulle begin huil. Hulle vriend Job, hierdie ryk man van status, man van God, sit op 'n ashoop absoluut verpletterd. En dan kom hulle by Job aan, in trane, en hulle doen iets wat ek dink ongelooflik is. Ons gee dit vir hulle. Vir 7 dae en 7 nagte lank sê hulle nie een woord vir Job nie. Hulle sit net daar. Hulle is net daar by hom. Ons het so rukkie terug toe gaan, ek en my kollega op 'n stil retreat vir 3 dae. Julle, is nie so maklik nie. Elke keer as jy dan nou die geleentheid kry om so 'n bietjie in die veld in te stap en jy moet nou bepeins oor 'n teksgedeelte, en as daar nou 'n koppie of 'n ding is en jy stap om 'n koppie en jy sien een van die ander dominees, dan as jy nou so stoute tieners wat daar agter rook en dan praat jy gou 'n bietjie vinnig gesels en dan kom jy uit as jy weer tjoep stil. Want dit is moeilik om so lank in stilte te sit. En vir die eerste dag en 'n half speel jou kop met jou speletjies. Jy dink jy skakel af, maar jy doen beslis nie. 7 dae sit hierdie ouens by Job. En hulle neem net sy pyn in. En dan gebeur daar iets wat die begin van hulle eerste fout was. Hulle begin praat. En die lank en kort tussen hulle 3 kom hulle tot min of meer hierdie slotsom. God is nie onregverdig nie en ons verstaan God as 'n formule. God werk so. Jy doen goed en dan forceer jy God om goed aan jou te doen.
of jy doen sleg en jy forceer God om sleg aan jou te doen. So die feit dat jy hier sit, sê jy het sonde, jy het verkeerde goed gedoen, God straf jou, jy moet bekeer. En hierdie gesprek begin verskriklik diplomaties. As jy die verhaal lees, dan sien ons dat die eerste ou wat met Job begin praat, is asof hy die voeler so uitsteek en hy sê, ek wil tog iets sê, is dit alright, mag ek maar met jou praat, is dit okay as ek my stem lig en vir julle deel wat ek dink. Baie kort daarna is dit 'n konfrontasie wat skrik vir niks. Job sê, maar ek het niks verkeerd gedoen nie. En dan sê hulle, nee, maar God werk nie so nie. Die blote feit dat jy sê jy nie iets verkeerd gedoen het nie, is jou sonde, want dit sê God is onregverdig. Dit wys mos jy het iets verkeerd gedoen. En dan sê Job, julle is almal waansinnig, julle is mal. Ek het niks verkeerd gedoen nie. Laat God self kom en sy saak stel en vir my wys wat ek verkeerd gedoen het. Want op hierdie ashoop het ek nou al gedink en ek weet nie van iets wat ek verkeerd gedoen het nie. En so begin hierdie konfrontasie oor en oor en oor. Dit natuurlik nadat Job sy eie geboortedag vervloek het. Let wel nie vir God nie. Sy eie geboortedag. Begin wonder het, was dit nie maar net beter? Sou dit kon wees dat ek nooit gebore was nie, nooit die lig gesien het nie. En dan kom ons by hierdie teks wat ons gelees het, waar Job weer eens brul van die pyn. Die Here het my verpletter. Mense het hulle rou op my gedraai. Ek het seer gekry en ek verstaan nie hoekom nie, hierdie dinge maak net eenvoudig nie sin nie. Nou sonder om enigsins hierdie teks en die pyn van Job af te water, beleef ons tot 'n mate min of meer soms iets soortgelyk. Ons beleef dat ons dikwels doen wat goed is. Ons probeer dan die regte pad stap. Die woord leer vir ons dat niemand van ons regtig goed is nie. Selfs ons beste pogings is soos vuil lappe voor God, maar ons probeer werklik. En dan werk dinge net nie uit nie. Ons dink ons het sekuriteite, môre is dit weg. Ons dink ons het toekoms, môre is dit weg. Ons het voorspoed, môre is dit weg. Maar die ander ding wat ons ook vies maak, dis dan een ding om te sê, ek probeer die goeie goed doen, ek probeer goed leef en dan gaan dit sleg met my. Maar wat van daai ou, wat absoluut opsetlik die verkeerde goed doen, wat hom nie steur aan God nie, wat ver van die Here af leef, wat nie omgee om mense seer te maak, of mense uit te buit, of om op mense se nekke te trap nie, korrupsie te pleeg nie, dit gaan so goed met hom. Hy raak net al ryker en dit gaan net beter en die voorspoed neem net toe. Hy is net gelukkig heeltyd. Ten minste is dit wat ons aan die uiterlike kan sien. Maar die lank en kort is daar's baie goed wat ons net eenvoudig nie kan begryp nie en nie kan verstaan nie. Daar's so 'n prentjie op die bord, Fred, het jy hom van daai golwe? Daar op die bord is so 'n prentjie van golwe, branders wat slaan teen 'n rots. En daai branders is maar dikwels hoe die lewe is. Ongelooflik onvoorspelbaar. Soms is dit laagwater, soms is dit hoogwater, soms is dit springgety, soms is ons onder die water, soms is ons bo die water. En in tye soos hierdie, miskien is jy in 'n seisoen waar die water vir jou kalm is en gelyk is en alles werk baie goed uit. Alles is soos 'n legkaart wat so mekaar inval. Miskien is daar julle wat in 'n seisoen is dat niks werk uit nie. Hierdie water ruk vir jou heen en weer, dit maak nie sin nie, daar is geen orde nie, alles is de mekaar, jy kry amper nie jou ken bo die water uitgesteek nie. Miskien is daar van julle wat beleef, jy is in 'n stroom. Jy swem dat jy bars, dit voel jou arms gaan afval. Maar hierdie stroom los nie vir jou nie, hy trek net vir jou. Of miskien is daar van julle wat soos 'n branderplankryer is. Dalk werk dit op hierdie stadium vir jou baie goed uit.
vraag wat ons wil vra vir mekaar is dit belangriker om antwoorde te kry op hierdie lewensvrae as om God se almag te erken? Is dit vir ons belangriker en gaan dit vir ons meer troos gee om antwoorde te kry op lewensvrae as om die almag van die Here te erken wat steeds in beheer is? Kom ons breek dit net bietjie af en ons sê vir mekaar dat ons gee dit vir die prediker. Alles kom tot niet. Soveel dinge is relatief. Gesondheid, voorspoed, rykdom, droogte, reenseisoen, alles is relatief. Môre verander dit weer. Ons gee dit vir hom. Maar sou ons nie tot 'n mate dwaas wees om antwoorde te wil kry uit relatiewe dinge nie? Dink gou vir 'n oomblik daaraan. Sou ons nie dwaas wees om antwoorde en verduidelikings te wil kry uit dinge wat in elk geval heeltyd verander nie, relatief is, wat nie kern is nie, wat ek nie kan vasvat nie? Sal ek nie dwaas wil wees om na rook toe te gaan en rook te wil vasvang en hard te druk en sê, rook, nou gaan jy vir my antwoord, hoekom is jy hier nie? Want as jy jou arms oopmaak, is dit weer weg. Kinders van die Here kry hulle antwoorde, hulle rus, by dinge wat absoluut is, onveranderlik is. En as jy kyk na daai prentjie op die bord, dan sien jy daai rots. Ongeag van wat die water doen, ongeag. Of dit nou hoogwater is of laagwater is, springgety is of stroom is, ongeag, daai rots bly vas. Somstyds sien jy nie eers die rots nie. Ek dink Job beleef iets soos dit. Hy sien dit nie, hy sien nie die Here hierin nie. Inteendeel, as hy moet sê, hy sien hoe die Here hom straf. Maar dit beteken nie daai rots is weg nie. Hoe weet ons dat die rots nooit weggaan nie? Hoe weet ons dit? Gaan toets dit. Ry maar gou weer Langstrand toe. Hoeveel keer het jy al verby Vierkant Klip gery? Jy het al ooit geskuif, ooit wegbeweeg? Nooit nie. Toets die Here. As God sê, ek is die God van Abraham, Isak en Jakob. Wat hy doen is, hy lees sy hele CV uit. Jare, dekades se verhale, gaan toets my. Gaan kyk of ek een keer geskuif het. En dis hoekom ons die woord van God het. En nie net 'n pamflet uitdeel en sê, goed, hierdie pamflet van die evangelie saam, kom ons los die woord, ons gaan nou net Sondag preek uit pamflet, bladsy 1 tot 2. Ons het 'n hele Bybel om te wys hoe getrou God is, en al verander goed keer op keer. Hy is die een wat konstant bly. Ons sien iets wonderlik raak in Job se verhaal. En hierdie moet ek met julle deel, want ek is seker dat die van julle wat hier sit en na die nagmaaltafel kyk, sien miskien 2 drade raak en wonder, maar hoe gaan hierdie 2 nou ooit by mekaar kom? Ons trek nou hier by Job. Wat het dit te doen met die nagmaal? Wat het dit te doen met die evangelie en die blye boodskap? Job wat soveel jare voor Christus geleef het. Ons sien iets raak in hom, wat ons hopelik ook in onsself moet gaan raak sien, gaan soek. En dit is die onderskeid tussen emosie en oortuiging. Emosie en oortuiging. As ons die 2020 vertaling lees, dis die letterlike vertaling van die Bybel, dan sien ons dat Job noem by vele geleenthede sy niere pyn. Sy niere vermaan hom, sy niere is seer, sy niere word gepynig. Nou die niere, het hulle daai tyd verstaan, dit is die plek waar emosie vandaan kom. So as ek sê, oom Walter, oom maak my niere seer, beteken dit oom maak my hart seer. Of as ek sê, oom Norman, ek wil hierdie man net bietjie te lyf gaan, my niere vermaan my.
Beteken dit my niere, die emosie van woede is besig om my niere te ontstaan. Die taal wat ons hier gelees het van Job is nieretaal. Dis emosietaal. Het julle al emosietaal beleef? Emosietaal is soos 'n kraaines, vir die van julle wat vissermanne of visservroue is. Jy gooi daai visstok en dan staan dit, lyk asof jou ouma vir jou 'n trui gebrei het. En dan begin jy mos nou om daai drade te trek, né? En ewe skielik, as jy die regte een trek, dan begin die katrol hardloop. Emosie is dikwels so. Dit lyk verskriklik, maar onder dit het dit 'n puntjie, 'n kern, waaroor dit eintlik gaan. En hierso waar Job, verskoon nou hierdie sterk beeldspraak, amper opgooi sy emosies, roekeloos met sy emosies omgaan, van hoe hy voel, en met goeie reg, wie sou nie so voel nie, gebeur daar iets wonderbaarlik, dat in die proses, waar hy amper tot 'n mate die vuis tot die hemel gooi, en sê, Here, dis U wat my pynig, gebeur dit vir 'n oomblik, dat die water terugtrek, en 'n puntjie van daai ewige rots steek uit. Nou kan julle saam met my lees. Job 19. Job 19, ons lees vanaf vers 23. Job 19 vanaf vers 23. Is julle reg, het julle hom? Mag my woorde tog opgeskryf word. En let wel, dit wat ek nou vir u lees, is direk nadat Job al hierdie dinge gesê het. Direk nadat hierdie golwe absoluut geskuim het en gebruis het en geslaan het en hom weggetrek het en hom verwoes het. Direk na dit. Mag my woorde tog opgeskryf word. Mag dit ingegrafeer word op 'n monument met 'n ysterpen en lood vir altyd in 'n rots, let wel, in 'n rots uitgekap. Voordat ons aanlees, hoor hierdie permanente taal. Job sê, dit is hoe ek voel al hierdie dinge, en dit is skuim, en dit is water, en dit is golwe, en ek is nat, en ek is koud, en dit ruk my heen en weer. En dan as dit asof hy opkom, op hierdie rots, asemhaal en sê, maar dit wat ek nou gaan sê, laat dit opgeskryf wees, met 'n lood, met 'n ysterpen, laat dit uitgegrafeer word op 'n rots, nie op sand nie. Dit wat ek nou gaan sê, is baie, baie belangrik. Ek weet dat my losser leef. Uiteindelik sal hy op die aarde triomfeer. 2020 vertaling, die woord triomfeer word letterlik vertaal. Uiteindelik sal hy op die aarde opstaan. Selfs nadat hierdie siekte my vel weggevreet het, sal ek nog lewe en God sien. Ek sal hom sien. Met my eie oë sal ek hom sien. Hom en niemand anders nie. Ek smag daarna met my hele lewe. Amen, amen. Is dit nie ongelooflik nie? 'n losser in die Bybelse tyd was iemand gewees wat jy regtig in jou sy wil hê as die verskoon, Popo die fanstryk. 'n losser was iemand gewees wat in 3 dinge afgemerk moes word. Nommer 1, dit moes 'n bloedverwante wees, een uit jou eie, né? Nommer 2, 'n losser moes in staat wees, gaan nou sê om wat te doen. En nommer 3, hy moes gewillig wees. So dit is nou tipies wat 'n losser is. Kom ek gebruik maar nou weer gou vir oom Walter. Gestel oom Walter is my oom. Oom Walter is my oom, 'n bloedverwante aan my.
Nou ek het my stukkie grond waar ek boer, ek en my familietjie, en hier gebeur iets verskriklik. Ek maak geweldig baie skuld. En dan kom daar 'n droogte. En ek kan nie betaal nie. En daai tyd het dit maar so gewerk, goed, meneer Enslin, jy kan nie betaal nie. So ons verkoop jou grond en jy word 'n slaaf van die ou vir wie jy geld skuld. Ek moet nou my gesinnetjie agterlaat en ek moet 'n slaaf wees. My losser kom, oom Walter, met sy chequeboek. En hy kom vra, wat is die skuld? En die ou vir wie ek skuld, sê vir hom Walter, nee, wag, jy kan nie sy skuld betaal nie. En Walter sê, maar ek kan, want ek is sy bloedverwante, ek is sy losser, ek kan dit doen. Wat is sy skuld? Skryf die skuld neer, betaal. Oom Walter, nommer 1, is my bloedverwante, so hy het die reg om dit te mag doen. Nommer 2, hy is in staat om dit te kan doen, want oom Walter het baie geld. En nommer 3, oom Walter is gewillig om dit te doen. Daar is goeie rede dat die woord losser nie te ver weg is van verlosser nie. Want God het nommer 1 vlees geword, bloed en vleis, hoor mooi. Nommer 1, bloed en vleis, in die gestalte van 'n mens gekom, om jou skuld te kom betaal. Skuld van die ewige dood. Nommer 2, hy was in staat om dit te doen, want hy was sonder skuld, sonder vlek, vlekkelose lam. En nommer 3, gewillig het hy aan die kruis gaan hang. Gewillig het hy sy lewe afgelê. En iets daarvan wat ek en jy nie kan verstaan nie, en nie kan begryp nie. En klomp vrae kan vra, maar hoe sit Job en dan so lank voor Jesus gelewe? Hoe maak dit sin? Familie, oortuiging lê dieper as emosie. Diepe oortuiging dat my verlosser leef. God gee uitweg. Nie op die tydelike nie, op die ewige. Dis waaroor dit gaan. Dat my grootste begeerte is nie meer dat alles herstel sal word op hierdie aarde soos wat dit was nie. My grootste begeerte is om hom te sien. Ek smag daarna. Ons sien daai begeerte in Paulus. Julle wat daar in die tronk sit, letterlik in 'n gat met 'n klip oor. En dan sê hy, wees bly in die Here, ek herhaal, wees bly. Die Here is naby. Ek beleef hom, ek voel hom, ek sien hom. Mense het seker gedink, hy is heeltemal mal. Wees bly. Want agter die emosie, dieper as dit, lê oortuiging. Ek wil vir julle 'n laaste teks lees, Psalm 73. En ek wil julle uitnooi, asseblief, gaan spandeer tyd met Psalm 73. Dit is 'n fenominale teks. Gaan lees hom in soveel vertalings as jy moontlik kan. Is regtig 'n goeie teks. Psalm 73 gaan oor 'n persoon wat baie soortgelyk as Job iets beleef van die onreg. Ek het goed gedoen, maar ek kry die slegste porsie. Maar meer is dit, wat my nou eers vies maak, is die ou wat sleg gedoen het, hy kry die goeie porsie. Dit is onregverdig. En dan begin hierdie skrywer en dan sê hy later, ek wil eintlik soos hulle wees. Dit wat ek doen is eintlik te vergeefs. Die feit dat ek goed gedoen het, en die feit dat ek wysheid nagestreef het, en so geleef het om die Here te dien, dit was eintlik 'n mors van tyd. Dan kyk hoe gaan dit met hulle, ek moet eintlik soos hulle wees. En dan op 'n kol is dit weer asof daai golwe terugtrek en daai rotsie steek uit. En hy sê, wag. As ek so gaan aanhou praat, dan is ek 'n verraaier. En ek bring mense wat glo in die versoeking om weg te draai van God af. Ek verraai dit wat ek ten diepste van oortuig is. My emosies skil my, my hart bedrieg my. En dan sê hy die volgende woorde, Psalm 73 vanaf vers 21. Toe ek verbitter was en vir onreg gevoel het, was ek dom en sonder insig, soos 'n redelose dier het ek my teenoor u gedra. Ek
Ek het nie verstand gehad nie. Dit was net emosie gewees. As jy kwaad is, vies is, dan doen jy dom dinge. Is dit nie so nie. Tog was ek nog altyd by U, want U vat my aan die hand. U lei my met U raad, en aan die einde sal U my in ere by U opneem. Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie. Al is ek afgetakel na liggaam en gees, baie soos Job, né? God is my sterkte, aan Hom behoort ek vir altyd. Amen, amen. Wanneer ons die nagmaal as sakrament vier, soos ons ook die voorreg gehad het om in 'n baie kort tydjie geweldig baie babietjies te doop en die doop kon vier, dan gaan dit daaroor dat ons in 'n wêreld van relativiteit, goed wat heeltyd verander, die absolutes vier. En wanneer ons praat oor die absolutes wat ons vier, dan is dit nie iets wat ons vier nie, maar dit is iemand wat ons vier. Die doop se inhoud is Jesus Christus, wat jou deel maak van sy familie, deurdat hy as 'n losser gekom het en jou insluit by die verbond deur sy bloed. Die doel van die nagmaal is om ons te herinner dat ons ingesluit is by hierdie familie, dat ons deur sy bloed, deur sy liggaam, die ewige lewe het, sodat ek en jy, in tye soos hierdie, waar daai branders woed, en die see mal is, en daar strome is, en storms is, die woorde kan onthou van die albekende Psalm, wees stil, en weet, ek is die Heer, bedaar en erken, dat ek God is. En dan kom ons by die punt, en dis miskien die uitdaging, wat julle vir julleself moet afvra, as ons huis toe gaan, ek natuurlik ook. Is dit vir my genoeg, om te weet dat my God almagtig is, en dat hy God is, en dat hy goed is? Of probeer ek sin maak van die lewe, deur om uit relativiteit, dinge wat verander, antwoorde te probeer druk? In hierdie wêreld kry ons nie antwoorde op alles nie. Ons sit dikwels ook maar soos Job, en ons vra die vraag, is dit nie onregverdig nie? Hoekom ek? Hoekom nou? Hoekom dit? Hoekom hier? Wat die Here wel vir ons gee, is sy bloed. As herinnering, dat ons aan sy familie behoort, dat ons verlos is, om die ewige, absolute te kan geniet, volkome versoening met die Vader. Dat ons nie net emosies het nie, maar ten diepste oortuiging het, dat ongeag van omstandighede, ongeag of ek afgetakel is na liggaam en gees, ek sien my Here. En daarom het ons Here Jesus, die aand voordat hy gevange geneem is, die wyn geneem, vir sy disippels aangestuur, vir hulle gesê, dit is my bloed, wat julle reinig van sonde, reinig van 'n lewe van relatiewes en relatiewe doolhofte, wat ons vasvang in tydelike dinge, wat nie vervulling bied nie. My bloed is daar om jou te verlos, en versoening te bring, met die enigste absolute, met God self. Neem dit, drink dit, dink daaraan en glo, dat ons Here se bloed ook vir jou gegiet is. Here, ons verdien nie u goedheid nie. En Here, ons kla so oor dinge wat verander in hierdie wêreld, maar ons is soms nie nederig genoeg om te erken dat ons ook maar heeltyd verander nie. Here, ons dien nie wanneer dit goed gaan, ons vergeet vir u wanneer dit sleg gaan, en soms ruil ons nogals die twee ook om. Maar dankie Here dat die fondament van die ewige rots nie op ons eie goedheid en ons eie verdienste gebou is nie, maar in die genade, die geregtigheid, die feit dat u God is en nie ons nie. Dankie Here dat u tekens, die brood en die wyn, die liggaam en die bloed, ook by name vir ons is Here, dat dit persoonlik van aard is. Mag ons u loof Here, u prys, selfs in storms. Ons bid dit in die groot naam. Amen.